Goeiemôre Nysta, dit is dag 4 van ons week van gebed. Het is wonderlik om te sien die effek wat hierdie afgelope week in ons gemeente gehad het, in ons gemeenskap gehad het. Het is wonderlik om die terugvoer te leef, om te beleef hoe die Here regtig met mense gepraat het in hierdie tyd. Toe mense my vertel van beelde of gedagtes wat by hulle opgekom het. Die Here se woord regtig gehoor het. En uit al hierdie getuienisse weet ek net dat God werklik liefde is, dat hy aanvaarding vir ons gee, dat ons by hom aanvaar is, dat hy reeds oor ons besluit het, dat ons kan rustig wees in God se hart oor ons. Nou hierdie week vas ons nie net nie, ons is ook besig met meditasie, en ek het dit goed gedink om vanoggend so vinnig, voordat ons begin om dan nou te mediteer, om te praat oor wat meditasie in die Bybel is. Nou, as ek in die woordeboek gaan kyk, wat beteken meditasie, dan beteken dit om te oordink, of te reflecteer, en een van die definisies wat die woordeboek gee, is om te herkou. Nou, jy weet, 'n koei herkou gras, totdat dit uiteindelik al die voedingsstowwe wat sy daaruit kan gekry het, en dan kan ons natuurlik, ons geniet die melk en alles wat van die herkou proses afkom. En op dieselfde manier, wanneer ons besig is om uit die woord uit te mediteer, is ons besig om te oordink en weer te oordink wat in die woord gesê word, sodat ons al die goedheid daaruit kan haal. Trouwens, die woord in die Bybel word vertaal vanaf 2 verskillende woorde af. Partykeer praat die Bybel van logos en ander kere praat die Bybel van rema. Nou, logos is die geskrewe woord van God. Dit is, of geskrewe woord, enige iets in 'n brief of enige plek, is dit 'n woord, soos wat jy tipies sal dink woord beteken. Maar daar's 'n ander betekenis, en dis rema, wat ook vertaal word met woord. Maar rema is die geestelik geïnspireerde woord van God. Die woord wat verandering bring, die woord wat bonatuurlik is, wat transformasie bring. En wat meditasie doen is, dit skuif gewone logos woorde wat ons maar net oor sal lees in die Bybel, na rema woorde, wat ons inneem, wat ons voed, wat ons versterk. En dit is my gebed vir jou, dat jy in hierdie tyd regtig God se rema woord sal beleef. En die feit van die saak is, ek weet nie van jou nie, maar my brein werk so, dat meeste van die inligting wat ek inneem, vergeet ek weer. So, ek sal 'n gedeelte lees, of ek sal selfs bid, en dan as jy vir my 'n uur of 2 later vra wat het ek gelees, sal ek baie mooi moet dink, en oor 'n week dink ek glad nie eers meer daaroor nie. En dit is omdat ons breine so saamgestel is, om al die onnodige inligting uit te gooi. Maar ons wil hê, dat hierdie waarhede van God se woord regtig ingeprent word in ons gedagtes, deel word selfs van ons onderbewusheid. En dit gebeur ook deur meditasie, deur na te dink en herhaling en herhaling en herhaling. En deur hierdie herhaling raak dit deel van die manier hoe ons dink en redeneer. En daarom is dit belangrik dat ons dit doen. Nou, jy het al uit die terugvoering uitgesien hierdie week, dat God op verskillende maniere met mense praat, terwyl ons so mediteer. God praat deur gedagtes, God praat deur beelde wat by ons opkom, deur dinge wat ons net snap of besef. God praat op verskillende maniere, maar al hierdie maniere is gebou op God se woord. Daarom sal daar geen openbaring wees wat jy vanoggend of enige ander oggend kry, wat nie gebou is op God se woord nie. As jy byvoorbeeld vir my vanmiddag 'n WhatsApp stuur en sê, Inel, ek het 'n visioen gekry, waar ek klomp mense doodmaak, ek dink God sê vir my, ek moet hulle gaan doodmaak. Dan kan dit nie waar wees nie, want dit is teen God se woord. God se woord, die Bybel, is vir ons die belangrikste maatstaf, en dit is die ding wat ons mediteer. En daarom sien ons ook in die langste hoofstuk van die Bybel, Psalm 119, word daar juis oor meditasie gepraat. As ek net so vinnig lees, is dit in vers 11, vers 15, vers 23, vers 27, vers 99 en vers 148, word daar op verskillende maniere oor meditasie gepraat. Dit sê ek mediteer oor u woord, of ek mediteer oor dit wat u doen, of ek mediteer oor u gedagtes, of ek mediteer oor u intensies, oor en oor sê Dawid, ek oordink dit, dag en nag, oordink ek u woord,
Dag en nag wil ek dit deel maak van my lewe. Nou ons het vir so 2 dae stilgestaan by Psalm 23 en vanoggend begin ons gaan vanoggend en dan nou môreoggend stil staan by die Onse Vader, om daaruit te put, om daaruit werklik in gebed met God besig te wees. So daar waar jy sit, kan jy jou oë toemaak, en as jy jou oë toemaak, kan jy begin fokus op jou asemhaling. Ontspan in die teenwoordigheid van die Here. Asem in en asem uit. Jy is nou by God. God is by jou. Johannes 14 sê dat Jesus en die Vader woning gemaak het in jou. Sy Gees is in jou. Jy kan ontspan. En vanoggend kan jy hom innooi om by jou ook te wees, om saam met jou hierdie tyd te spandeer. Dalk wil jy weer dit doen soos wat ons het die afgelope 3 dae gedoen het, deur voor jou die deur te sien. Dalk sien jy reeds Jesus voor jou en jy wil net sy hand vat. Sien vanoggend hoe Jesus by jou is. Miskien wil jy hom omhels vanoggend. By hom wees. Dalk beleef jy sy vreugde terwyl jy by hom is. Sy lag. Jou lag. Hoe lyk Jesus? Wat doen hy vandag? As ons die Onse Vader vanoggend doen, dan gaan ons juis wees by God, wat ons Vader is. Jesus is die weg tot die Vader. Daarom as jy Jesus so in jou geestesoog sien, vra hom om jou na sy Vader te neem. Matteus 6, vers 9. Ons Vader, wat in die hemele is. Ons Vader. Ons Vader. Ons Vader. Ons Vader wat in. Ons Vader wat in. Ons Vader. Vader wat in die hemele is. Ons Vader.
Sê die woorde vanoggend. Ons Vader, wat in die hemel is. Beleef hoe hy vanoggend jou Vader is. Perfekte Vader. Beleef hoe jy werklik voor hom kan wees, sonder om skuldig te voel, sonder om skaam te voel, sonder om minderwaardig te voel. Net met vrymoedigheid by hom te wees. Leef vanoggend sy aanraking, sy nabyheid, sy heiligheid. Ons Vader, hy is vandag jou Pa, jou Vader. Ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. U naam, U naam, U naam, U naam geheilig word. Geheilig. 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 U naam, laat U naam geheilig word. U naam is heilig. Bid jou Vader vanoggend. Is geregtigheid. U is heilig. Genesing. Herder. Vrede. Voorsiener. Laat U geheilig. Die naam van God is 'n sterk toren. Bedaar en erken dat ek God is. Laat U naam geheilig word. Sê vir hom vanoggend wie hy is. Laat U koninkryk kom. Laat U koninkryk. U koninkryk. Laat U koninkryk kom. Sy koninkryk. Groter as my koninkryk. Laat U koninkryk kom. U koninkryk. Jy kan vanoggend verklaar aan God
dat sy koninkryk oor jou koninkryk is. Dat hy belangriker nou is as wat jy is. Dat sy wil belangriker is as jou wil. Roep my, Here. Gebruik my. Wees by God en verklaar dat hy jou koning ook is vanoggend. Sy agenda is belangriker as jou agenda.